Goeiemôre julle awesome geseënde jag. Ek hoop jy het lekker geslaap. En hou vas, hou aan. Julle is amper deur die eksamen. Dis amper weer tyd vir vakansie. Ons gaan vanoggend aan met Spreuke 25, maar voordat ons aangaan wil ek julle aan ietsie herinner. Meeste van die dinge wat ons lees in Spreuke sover, is dinge wat ons moet toepas om diensbaar aan die Here te kan wees. Of dinge wat ons moet weg van ons afhou sodat ons kan diensbaar bly aan God. Hoekom? Want elke liewe kind van die Here is veronderstel om diensbaar te wees aan die Here. Ek het julle al baie gesê, maar ek gaan julle gou herinner. En ons lees Efesiërs 4 vanaf vers 11. Dit sê, en hy, met die hoofletter H, dis koning Jesus, het gegee, sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars. So die vyfvoudige bediening, né? Maar hoor wat is hulle werk? Om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk tot opbouing van die liggaam van Christus. In Engels sê dit, for the equipping of the saints for their work of ministry. En wie is die heiliges? Dit is die bloedgewaste kinders van God. As jy vergewe is, as jy wedergebore is jy 'n heilige. One that has been separated from this world. En nou gaan ons aan met Spreuke 25. Soos ons hierdie dinge toepas wat ons moet toepas, en die dinge wegvat wat ons moet wegvat, begin ons woord suiwer te word. En hoor wat gebeur dan, goue appels op versierde silverborde. So is 'n woord op sy tyd gespreek. 'n Wyse bestraffer by 'n oor wat luister is 'n goue ring en 'n goue sieraad. Soos die verkoeling van sneeu op 'n oesdag, is 'n betroubare boodskapper vir sy senders. Want hy verkoop die siel van sy Heer. En dan sê dit, 'n man wat hom beroem op 'n geskenk wat hy tog nie gegee het nie, is soos dampe en wind, waar geen reën by is nie. En kom ons stop daarso. Ons sien 3 dinge hierso. Ons sien dat wanneer ons voorberei is vir bediening, leer ons om die regte woorde op die regte tyd te sê. So in ander woorde, ons word stil en ons wag vir Heilige Gees om ons te lei. Want hy weet altyd wat is die regte tyd. En dan is ons woorde soos goue appels op silwer skinkborde. In ander woorde, dit wat gegee word is kosbaar en dit word op 'n kosbare manier gegee. Dan sien ons ook ons moet 'n wyse bestraffer wees. Wysheid kan nie kom van emosie af nie. Wysheid, soos ons weet, kom van die vrees van die Here af. En wanneer daai wyse bestrawing val op 'n oor wat luister, dan is dit soos 'n goue ring en 'n goue sieraad. In ander woorde, dan het dit waarde, en dan word dit versiering, ietsie wat die eer van God en die glorie van God blootstel, want dit word gewys dat dit vrug dra. Dan sê hy, soos die verkoeling van sneeu op 'n oesdag, is 'n betroubare boodskapper vir sy senders, want hy verkoop die siel van sy Heer. Die oestyd is gewoonlik droog en warm, en daai tyd het hulle nie stroopers gehad nie. Hulle het in die son gegraafd, van son op tot son af, maar wanneer jy buite werk en is bietjie koeler, dan word nie so vinnig moeg nie. Vat jou bietjie langer om aan die gang te kom, maar as jy eers begin is die lekkerste plek waar jy kan werk. Jy sien wanneer jy betroubaar is, en dit wat die Here vir jou gestuur het om te sê, niks wegvat nie en niks bysit nie, dan bring die woorde wat God deur jou spreek vitality. Dit bring lewe in die mense se ore in wat dit hoor. En die Here het dan 'n welbehae in jou. Dis vir hom aangenaam wanneer ons gehoorsaam is aan hom. Want in die boek 1 Samuel sê hy vir Saul, deur Samuel se lippe, dat God het 'n welbehae in gehoorsaamheid meer as offerande. So wanneer jy gehoorsaam is aan God, is dit vir hom meer werd as wat jy al jou geld gaan gee vir die kerk. Dis vir hom meer werd as wat jy al jou klere gaan gee vir die klerebank. Want hy besit alles in die wêreld, maar hy begeer gehoorsame kinders. Maar nou sluit ons af met vers 14. 'n Man wat hom beroem op 'n geskenk wat hy tog nie gegee het nie, is soos dampe en wind waar geen reën by is nie. Jy sien hierdie diensbaarheid waarvan ons nou gepraat het. Die regte woorde op die regte tyd, die wyse bestraffing in 'n oor wat luister. 'n Betroubare boodskap. Nie een van daai dinge kan ek en jy uit onsself uit doen nie. Ons kan dit alleenlik doen deur die vrees van die Here en die teenwoordigheid van God en gehoorsaamheid aan die stem van God. Ons kan net vat dit wat God ons gee en dit dan vir die mense gee. So hoe kan ons dan roem op die woorde wat ons spreek?
En op dieselfde tyd, hoe kan ons roem op woorde wat nog nie gespreek is nie? Die woord van God is 'n tweesnydende swaard en ons sny na albei kante toe. Jy sien, ek kan nie roem en groot kop kry op woorde van wysheid en kennis die Here vir my gegee het om vir mense te gee nie. Want die geskenk kom nie van my af nie, dit kom van hom af. En op dieselfde tyd kan ek nie voor die Here roem vir diensbaarheid wat ek nie aan hom betoon het nie. As hy vir my 'n woord gegee het om te gee en ek word so excited oor hierdie awesome woord wat hy vir my gegee het, maar ek gee dit nooit nie. Hoe kan ek dit dan ooit vir hom voorlê en sê, Vader, dankie dat U my gebruik het om hierdie woord te spreek nie. Want in albei gevalle word dit soos dampe en wind waar geen reën by is nie. In ander woorde, dit maak die mense en God opgewonde vir die reën wat gaan kom, maar dit kom nooit nie. Want as die mense dink die geskenk kom van my af, gaan hulle die hele tyd daai geskenk van my af verwag, maar ek kan net gee wat God gee. En as God nie gee nie, want my hart is nie reg nie, gaan hulle opgewonde raak vir niks nie. En as die Here my heeltyd stuur met die woorde, en ek roem myself op die woorde, maar ek spreek dit nooit nie, is dit dieselfde. Jy word dan 'n disappointment. Ek hoop dit maak sin. Bless julle. Lekker dag.